Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Kom ek begin net vir ons deur om te vra, soos 'n leidende vraag. Het julle al ooit gedink wat die impak van sonde is op ons aardse verhoudings? Ons verhouding op 'n horisontale vlak met mekaar. Of dit nou jou verhouding is tussen jou huweliksmaat, of tussen 'n ouer en 'n kind, vriende by die skool en by die werk, in die kerkgemeenskap. Julle het ons al gedink wat se rol het sonde in ons gefalle hart in daardie verhoudings. En ek dink as ons net so 'n bietjie daaraan gaan ponder, sonde wek in ons verhoudings konflik. Daar's liefdeloosheid, selfgesentreerdheid, en ek dink 'n groot een is miskien ook suspisie. Ons is spesieus baie keer teenoor die verhoudings waarin ons is. My man is miskien nie goed, is goed vir my, dink ons. Hy sê hy is lief vir my, ek weet nie altyd nie, dit lyk asof hy partykeer van my vergeet. Of my maatjie by die skool sê, hy sal my maatjie altyd wees, hy is my beste vriend. Maar wat as daar 'n nuwe ouetjie kom? Gaan daai maatjie van my nog steeds my beste vriend wees? Gaan hy my miskien los? Julle, die punt is dat in ons sonde het vervreemding en skeiding gebring in ons verhoudings, en ons laat baie keer toe dat ons skewe persepsies van mekaar, ons suspisies en vrese, ons indruk van daardie persoon dryf, eerder as wie daardie persoon eintlik is. Ons is nie oortuig van hulle optrede in liefde nie. Julle, maar dis nou met betrekking tot ons horisontale verhoudings, ons aardse verhoudings. Hoeveel te meer is dit nie so met ons vertikale verhouding met God nie. Sonde het vervreemding gebring tussen ons en die Vader. Ons sonde is dit wat ons skei van God af. En veral, dit bring skeiding tussen die Vader, dit bring 'n skewe beeld van sy wese en van sy karakter. Maar vriende, wat het die kruis daarmee te doen? Wat het die kruis kom bewys van wie die Vader regtig is? En wat kommunikeer Goeie Vrydag van ons, van die Vader se hart? Wat sê dit van sy liefde? En dis waarna ons gaan kyk vanoggend. So kom ons begin met daai eerste gedeelte van die argument wat handel oor die dilemma. Dis die dilemma. En julle, die dilemma vir ons, selfs as ware Christene vanoggend, het ons hierdie geneigtheid weens ons gefalle natuur om God die Vader se hart te beskou as miskien dit wat koud is. Hy is verwyderd van ons af. Hy is liefdeloos, hy is suspisieus. Hy is een wat slaggereed staan om ons te wil bykom vir ons sondes. Een wie se liefde gekoop moes word deur ons prestasies, ons performance. Ons moet hom probeer oorreed. Ons sukkel om die Vader te vertrou. Die punt is, vriende, dat hierdie sonde het vervreemding gebring tussen ons en die Vader se karakter. Hoe stel Sinclair Ferguson die dilemma? Hy is 'n Skotse teoloog. Dit is in Engels, so hy sê die volgende: Many Christians, in their heart of hearts, are not deeply convinced that the Father indeed loves them. They may grasp the love of Christ, but there seems to be a cognitive gap between their trust in Him and their trust in the Father. It is almost as though they fear that behind Christ, the Father is actually distant and dark, even sinister. Julle, wanneer die gelowige in sonde val, dink ons miskien God gaan my op 'n manier wil terugkry. Jy het nou weer jou meer verloor. Jy het nou weer in daai sonde geval wat jy gesê het, jy gaan nie meer doen nie. Jy gaan nou les op sê, kind. Of as omstandighede met ons sleg gaan, het jy werk verloor miskien, die persoon met wie jy lank in verhouding was, het jy gelos, daar's 'n kanker wat kom in jou lewe, familiestres. Partykeer kan ons dink dat dit God is wat ons probeer wil straf vir 'n sonde, wat ek in die verlede gedoen het. Ons dink God die Vader is hierdie beperkende God, een wat ons vreugde wil miskien kom steel. In die woorde van Sinclair, the Father is actually distant and dark, even sinister. En julle, maar waar kom hierdie verdraaide beeld van God vandaan? Waar kom ons gedagte vandaan dat God die Vader, hy is nie miskien so lief vir ons soos wat ons dink nie. Hy's miskien nie die een wat vir ons is nie.
En dit bring ons na ons tweede deel toe, die oorsaak van daardie skewe beeld wat ons het van God. Wat is die oorsaak van ons skewe beeld? En julle, dis niks anders as die duiwel nie. Onthou julle wat in Genesis 3 gebeur het? Hier kom die Satan, hy oorreed die mens dat God nie regtig vertrou kan word nie. Hy sê, het God regtig gesê, julle mag nie van al die bome van die tuin eet nie? Wat insinueer die duiwel? Hy insinueer, hoe kan God sê hy is lief vir julle, Adam en Eva, as hy julle inperk met al hierdie reëls? As hy regtig so lief is soos wat hy sê hy is, sal hy mos julle vryheid gee om te doen wat julle wil. En met daardie woorde kom hierdie donker wolk van suspisie oor God se karakter. En ons kyk saam met ons eerste ouers, Adam en Eva, ook suspisieus na God en ons glo die duiwel. God kan nie vertrou word nie. Hy's 'n harde baas wat reëls op my afdwing. Hy is nie lief vir my nie. En vriende, selfs as gelowiges, is ons harte baie keer toe teenoor hom, want ons dink God se hart is toe teenoor ons. Mistrust, wantroue, sê Sinclair, lingers on and plagues many Christians still. It is a lifelong addiction. It may remain an ongoing tendency. The seed of this disease of the soul is already in us and may flare up again and again. Ligpunt, sien ons dit, verstaan ons dit, begryp ons dit, sien ons dit in ons eie lewens. Hierdie verdraaide skewe beeld van God se karakter wat ons nou nog dra in ons harte, wat baie keer kop uitsteek. Hierdie leuen van die Satan is iets waarmee elke Christen sukkel en in die gesig moet staan en konfronteer, die leuen dat die Vader nie werklik lief is vir ons nie. Hy is nie miskien die een vir ons nie. En dan nou vriende, derdens, soos ons aanbeweeg, wat is dan die gevolg van daardie skewe beeld van God se karakter? Die gevolg. Soos ons kyk, wat is die gevolg van God se karakter soos ons kyk na die kruis? As ons hierdie beeld het van God, hoe kyk ons dan na die kruis van Jesus Christus? En hierdie is baie belangrik. Hoor my asseblief mooi, hoe beïnvloed ons verkeerde verstaan van die Vader, ons verstaan van Jesus Christus se kruis hier op Goeie Vrydag? Want hoe ons na die Vader kyk, beïnvloed ons hele verstaan van die evangelie. Hoe stel R.C. Sproul dit? Hy is ook 'n teoloog, hy skryf die volgende, volg saam met my op die skerm. Hy sê, sometimes the divine work of redemption is viewed as the passionate struggle between the Father and the Son. The idea is that God the Father is a wrathful, vengeful God who has no interest in saving his creatures, only in condemning them. But God the Son, who is merciful and loving, persuades the Father to redeem his fallen children through the vicarious, dis die plaasvervangende werk van Jesus. Work of the Son. This notion has been prevalent throughout church history as people have tried to pit the Jesus of the New Testament against God the Father. Julle sien ons wat dit beteken. As ons die Vader beskou deur ons gevalle lense, sien ons God se hart as een wat liefdeloos is, een wat ons vreugde wil kom steel, en een wie se liefde teenoor die kerk voorwaardelik is. Dan kyk ons na die Seun se kruisdood, soos dit wat Sproul beskryf, dat die Vader eintlik geen liefde teenoor ons het nie, behalwe op grond van Jesus se oorreding en betaling aan die kruis. Hy is reluctantly gracious. En dit was eers totdat Christus die Vader omgekoop het, deur sy bloed, dat hy ons nou maar moet lief hê. Vriende, dis transaksionele liefde daai. As jy dit ooit liefde kan noem in daardie sin. Ons dink God se liefde is miskien soos hierdie wêreld se liefde. Dit kom eers as die ander party vir my iets doen. Doen eers vir my die gunsie, maak eers vir my gelukkig en dan sal ek jou lief hê. Dis die verwagting van God se liefde wat ons het. En is dit nie ook die geneigtheid wat ons het om na God te kyk nie? Dat hy nou moet lief wees vir ons. Hy moet lief wees vir ons op grond van Jesus Christus. En daarom dink ek, dis ons geneigtheid om baie meer te kyk na Jesus en sy liefde
Wat nie verkeerd is nie, maar ons kyk slegs na dit. Want ons dink Jesus het op 'n manier 'n woedende, 'n kwaai pa se liefde kom koop. Vir ons is Goeie Vrydag en die evangelie die oorreding van 'n toornige, woedende pa wat ons al te graag wou kom straf. Maar hy moet ons nou lief hê. Want Christus het homself laat hang aan die kruis en ons sonde op hom geneem. Met ander woorde, vriende, in ons skewe beeld van die Vader, dink ons Goeie Vrydag het hierdie stelling kom bevestig. Sien saam met my op die skerm. Ons dink Goeie Vrydag, die evangelie is hierdie. God die Vader het my lief. Laat dit net gou opkom. Ons dink hierdie is die evangelie. God die Vader het my lief omdat sy seun Jesus vir my gekruisig is. So vertrou hom nou as jou verlosser. Ons dink dis die evangelie. Maar is dit die evangelie, vriende? Is dit wat die Goeie Vrydag kom bewys het, dat die rede hoekom die Vader ons nou liefhet is op grond van die kruis? Dat hy gelowiges eers liefhet nadat Christus gekom het en dat die seun die Vader se liefde kom koop het? Dit mag vir baie van ons 'n verrassing wees en dit was vir my ook. Maar dit is nie die evangelie nie. Dis nie die evangelie, dis nie Goeie Vrydag nie. Ek vra dan vir ons vriende vanoggend, wat dan is die evangelie? Wat het die kruis regtig kom bewys 2000 jaar terug? En laat ons daarna kyk, julle. En dit bring ons na ons vierde gedeelte toe. Wat is die waarheid? Wat is die waarheid? En julle, ons sal sien in ons teksblaaie vanmôre. Kyk saam met my daar in vers 8 van ons hoofstuk in vers 5. Wat sien ons wat daar staan? Ons lees daar, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Maar God bewys sy liefde daarin. Sien ons dit raak? Sien ons dit raak? Wat was die doel van die kruis? Die kruis is nie die oorsaak van die Vader se liefde aan ons nie, maar is die bewys. Dis die demonstrasie van die alreeds bestaande liefde aan ons. Die kruis van Christus, dis nie gekoop deur die seun nie, maar eerder dit was God se liefde, die Vader se liefde wat die seun gestuur het na die kruis toe vir ons. Met ander woorde, die kruis was die Vader se liefdevolle inisiatief. Dit was die Vader se oorsaak. Dit was die bevestiging van sy liefde. Die kruis verseker ons van die Vaderhart. En is dit nie presies wat die bekendste vers in die Bybel vir ons sê nie? Ek dink ons is almal vertroud met daai vers in Johannes 3 vers 16. As ons mooi gaan dink, wat staan daar? Want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vriende, die seun hoef nie iets te gedoen het om die Vader te oortuig om vir ons lief te wees nie. Hy het sy kerk alreeds lief gehad voordat die seun gekom het. Dis wat ons moet onthou. Die kruis het die Vaderliefde kom bewys, dit kom demonstreer, soos in die Engels daar staan, he demonstrates his love to us. En die diepte van sy Vaderhart het hom gelei om die seun te stuur. Besef dit vanoggend, vriende. Dis die oorsaak van die kruis. Hoe beskryf J.I. Packer dit in sy bekende boek Knowing God? Hy is ook 'n bekende predikant gewees. Hy skryf die volgende: It is staggering that God should love sinners. Yet it is true. God loves creatures who have become unlovely and one would have thought unlovable. There was nothing whatever in the objects of his love to call it forth. Nothing in us could attract or prompt it. Love among persons is awakened by something in the beloved. But the love of God is free, spontaneous, unevoked, uncaused. God loves people because he has chosen to love them. As Charles Wesley put it, he has loved us. He has loved us because he would love. And no reason for his love can be given save his own sovereign good pleasure.
Vriende, watter groter liefde is daar nie vanoggend hier op Goeie Vrydag nie. Dat die Vader sy liefde aan ons kom bewys het in die kruis van sy seun. En die seun gegee het as losprys vir baie mense. Ja, dis waar julle dat die Vader het ons nie lief omdat ons sondaars is nie. Maar hy is lief vir ons ten spyte daarvan dat ons sondaars is. En dis die diepte van sy liefde vanoggend. En sien dit asseblief raak saam met my vanoggend ook. Vriende, begryp daar die liefde van die Vaderhart. Daar's geen gaping tussen die liefde van die seun en van die Vader nie. Ons Vader is nie 'n huiwerige pa nie. Hy is nie wie die duiwel en ons sondige hart wil sê hy is nie. Ag, dat ons die leuns van die Satan sal afwerp. But God demonstrates his love to us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ligpunt begryp Jesus aan die kruis en dan beskou ons die Vader se liefde. Dis die diepte van sy liefde. Vriende, God ken ons harte beter as wat ons doen. Hy weet presies ons sondige neigings. Hy weet presies die diepte van ons verdorwenheid, ons verlorenheid. Hy weet, voor hy sy seun gestuur het ons nie hom gesoek met ons hart nie. En dat om ons te red, om ons te versoen, sou dit die kruisdood van sy seun vereis. As ons met hom in verhouding wil wees. God die Vader het dit geweet. En hy ken ons harte beter as wat ons doen. Maar weet julle wat? Hy het nog steeds aan die seun gesê, gaan. En die seun het gegaan. Vriende, meeste van ons het nodig om hierdie te verhoor vanoggend. Die Vader het 'n sondige rebel, soos ek en jy, regtig lief met 'n onveranderlike liefde. Hoe weet ons dit? Die kruis. Dis die kruis. Maar God bewys sy liefde aan ons. Terwyl ons nog sondaars was, het hy sy seun gestuur. Dis Goeie Vrydag. Dis wat die kruis kom bewys het aan ons. Maar nou vriende, hoe dan nou? Wat maak ons met hierdie waarheid? En dit bring ons na ons laaste gedeelte toe volgende. Wat nou? Hoe het hierdie betrekking tot ons as gelowiges sowel as die ongelowige? Kom ek begin met die gelowige. Gelowige, die ware Christen, eerstens, ons moet raak sien, God se liefde en genade is nie afhangend van iets in ons nie, in wat ons doen nie. God se liefde vloei uit van wie hy is. Moet asseblief nie daarom kyk na jou prestasies, jou werke, of jou tekort daaraan, asof dit die grondslag is van die Vader se hart nie. Is ons geneigtheid as gelowiges nie baie gerig op die gedagte dat God my meer lief het, hoe meer goeie werke ek doen nie? Ons almal sit met daai geneigtheid. Vriende, dis verkeerd. Ja, dit is waar dat die ware liefde van God en die Heilige Gees in ons maak ons toenemend meer heilig as ons werklik gered is. En dis die bewyse, dis die vrug dat ons gered is. Maar dis nie die fondasie van God se liefde aan ons nie. Dis nie die fondasie nie. Nee, God loves people because he has chosen to love them. Dis wat Packer sê. En dis eens en vir altyd te siene in die kruis. Ons sonde is vergewe. Dis die fondasie van die Vader se liefde. Dink ek vir 'n oomblik aan die man wat langs Jesus gekruisig was. Daar aan die kruis. Toe Jesus vir hom gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vriende, wat het daai man bewys in sy lewe? Wat 'n vrug het hy ooit gedra? Het hy Bybel gelees? Het hy perfek gevas? Het hy meer as sy 10de gegee? Nee, dit was God se barmhartige genade en liefde wat hom toegang gegee het tot hom. En tweedens, Christen, sien ook raak dat die Vader se liefde in die kruis gee ons daai sekerheid van geloof, the assurance of faith. Ons redding, vriende, ons volharding in Christus, rus nie op die sterkte van ons geloof nie, maar op God se onveranderlike liefde. Onthou wat Jesus sê in Johannes 10, hy sê, niemand sal die gelowige uit my hand uitruk nie. My Vader wat die gelowiges in my hand gee, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.
Christen, ons saligheid is in Jesus se hande. Dit lê in sy hande. Die Vader hou ons. Dis nie ons intensiteit van geloof nie. Iemand het eens gesê dat die swakste geloof kry nog steeds dieselfde sterk Christus as die sterkste geloof. En dan derdens ook julle, die kruis en die Vader se liefde demonstreer dat ons deur verdrukking kan volhard. Omstandighede demonstreer nie God se liefde aan ons nie. Ons leef in 'n gefalle wêreld. Maar die genoegsame kruis bewys sy liefde aan ons. Daarom julle, al gaan ons in die dal van die doodskade weë, sal ons geen onheil vrees nie, want die Here is met my. Soos Psalm 23 vir ons sê. En ek sien dit in die kruis van Christus my Here. So as die kanker jou tref, as jy jou kind verloor, as jy sit met geweldige familieprobleme en jy verstaan nie hoekom nie, of jy sit met erge depressie en jy is onseker oor jou toekoms. Vriend en vriendin, herinner jouself daaraan dat God jou liefgehad het nog voordat jy tot hom bekeer het. Dan besef jy, soos my redding nie van myself nie, maar van God afgehang het, so hang my behoud in die toekoms ook nie van my eie swak vermoë af nie, maar van hom. En hy het sy liefde vir my al klaar ook om bewys in die kruis. En dan laastens vir die gelowige, besef dan ook die manier hoe jy gered is. Bewys nie dat God miskien liewer is vir die een as vir die ander nie. Ek weet daar's baie stories daar buite van hierdie fenominale bekeringsverhale en dit is so goeie verhaal. Iemand wat uit 'n gang uitkom vol dwelms, daar ontmoet hy die Here in die tronk. En ons kyk na maar ons geloofsverhaal en ek word groot in 'n Christenhuis. Ek het tot bekering gekom, maar is niks te fancy nie. Die manier hoe ons gered is irrelevant in die opsig. Hoekom? God is nie liewer vir die een as vir die ander nie, want ons albei ontvang dieselfde Christus. So dit maak nie saak hoe jy tot bekering kom nie. En dan wil ek kom na die ongelowige toe. Ons kan nie in die aanname kom dat almal van ons hier vanoggend is gered nie. Selfs as ons in 'n kerk groot geword het van kleins af. Ons gaan kerk, ons gaan deur die godsdienstige rituele, maar jy het nog nie die Here persoonlik kom ontmoet nie. Hy het nog nie iets in jou hart kom doen nie. Wat beteken die Vader se liefde bewys in die kruis? Wat beteken Goeie Vrydag vir jou vanmôre, vriend? Vra jouself die vraag, hoekom moes Jesus kom, enigsins as die Vader die liefdevolle een is? Ons sien die Vader is die liefdevolle een, hy het lief gehad. Hoekom moet ek enigsins glo in sy seun dan? Kyk na vers 6 van ons teks. Vanmôre waar daar staan. Vers 6 sê, toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. Toe ons nog magteloos was. Jesus moes die straf van jou sonde op hom neem. Ons verdien daardie straf, want daai sonde het, soos ons gesien het, vervreemding gebring tussen ons en die Vader. Ons was magteloos, vriende, sien dit in daai vers. Magteloos beteken ons is vasgevang in sonde voordat ons die Vader ken. Kan 'n regverdige regter langs dieselfde vuur sit as 'n reeksmoordenaar? Dis natuurlik nee. Hy kan nie. Maar op dieselfde manier, vriend, vra jouself die vraag, hoe kan 'n sondaar in die teenwoordigheid kom van 'n heilige God? Ons kan nie. Daar is 'n kloof tussen jou en God. En dis eintlik wat die hel is dat ons kom in die teenwoordigheid van God sonder die geregtigheid van Jesus. En dis die rede dan vir Goeie Vrydag, vriend. Dis hoekom ons almal hier is vanoggend. Ons bely ons hulpeloosheid. Dis die Goeie Vrydag, dis die goeie nuus. Dat Jesus het die skeiding tussen ons en die Vader kom wegneem. En ons kom versoen. Nou kan ons versoen wees met die Vader. Al wat jy moet doen, is om na die Seun te kom. Dis die genade wat geen een van ons vanoggend verdien nie. Selfs ons wat gered is. Maar jy mag nog miskien vra, Johan, hoe maak ek myself geskik om na die Seun te kom vir vergifnis? Johan, hoe kan ek die Vader se liefde aanneem? Hoe weet ek my sonde berou is diep genoeg dat God my sal aanvaar
Vriend en vriendin, die feit is, jy kan nie. Jy kan nie. Jy kan jouself nie geskik maak, skoon was om na Jesus toe te kom nie. Hoe dan nou? Maar is op grond van die Vader se liefde julle, vanoggend word die gekruisigde Jesus aan julle aangebied. Dit is nie afhangend hoeveel berou jy het nie. Dit is nie afhangend al hoe hard jy probeer het om jouself skoon te maak om na hom te kom nie. Nee, inderdaad, Christus word vanoggend vir jou aangebied, vriend, terwyl jy nog dood is in jou sondes en oortredings. God bewys immer sy liefde aan ons, daarin deurdat terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. Sien daai vers 8 weer. Dis God se liefde wat die grondslag is van my koms na Jesus toe. Daar is vrye toegang tot die Seun, vriend. As jy vanoggend jou hart vir die Here wil gee, gaan na hom toe soos jy is en roep uit na hom toe. Hy stel geen vereiste waaraan ons moet eers voldoen nie. Jesus sê self, "He who comes to me, I will in no wise cast out." Gaan na hom toe soos jy is. Jy kan jouself nie skoon was nie. Hoe sal ons sulke genade verwerf vanoggend, vriende? Dis die kruis, dis die goeie Vrydag. En Here, dis wat God vanoggend vir ons wil kom sê. Dis alles hy. Dis alles die Seun, dis alles die Vader, en die Vader se liefde word bewys deur die kruis. Julle mag die liefde van God ons dryf vandag, soos ons hom herdenk, op hierdie goeie Vrydag. Mag ons die Seun verheerlik, en mag ons mense wees wat toenemend meer die Vaderhart aanskou, as een wie se liefde vloei vanuit homself. Ek sluit vir ons af met Romeine 8, vers 38 tot 39. Volg my saam op die skerm. Paulus skryf hier volgende, hy sê, "For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities, nor powers nor things present, nor things to come, nor height nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." Julle kom ons bid saam. Vader, ons wil vir U dankie sê vir dit wat U Seun kom verrig het, hier aan die kruis 2000 jaar terug. Vader, ons wil vir U dankie sê, Here, dat U liefde nie gekoop is deur die Seun nie, maar 'n bewyse is van die liefde. Here, ons kom na U toe as bedelaars, gelowiges en ongelowiges, en ons vra, Here, versterk ons deur die geloof. Here, mag ons altyd vaskyk na U as die bron van ons saligheid. Here, mag ons hierdie goeie Vrydag herdenk as dit wat U alleen kon kom doen. Nie op grond van wie ons is nie, maar uit die liefde van die Vaderhart. Ons bid dit in U naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.